Nou, dan wel. Nou, ek het sopas die pypkar se brieke klaar gebloei. Hy het voorbrieke. En sy klats is klaar gekoppel, sy accelerator is gekoppel. En dan die ander groot voordeel, ek hoog staan hierdie ding. Hy staan frik hoog. Dan die ander voordeel natuurlik, modified, 6 gadrums. So, nog even wat gaan werk, maar al twee kante agter is gedoen. En die pypkar staan heel wat hoor as wat hy gestaan het ook om gekry het. Dan al twee 6 gadrums agter. En dan daai ouetjie, het ek met die plasma cutter gemaak, pas hier. So hy gaan voorop. Ek wil net kyk of hy pas, as dit 13 duim arm, ek weet nie, kyk of hy oor die caliper nie goed gaan. En dan het ek nog 'n 13 duim arm wat gaan pas voor, wat ek kan opsit net om hom rond te stoot en dan te probeer start. Voordeel is hy brieke nou. So ek kan daarom stoot en die straat afloop en stop as dit moet. En dan, nou ja, dan kom we al nader om te kyk of die motorkie gaan loop, die V6. En dan, wat ek nog moet doen, ek moet sy samba afval, want hy lek. En dan moet ek die ander een op sy samba opsit, die ander V6 machine sy samba opsit, dat hy nie lek het. En ja, die oukie het al 'n verpad gekom. Ander nader is het flip en pakplek. Enigiets wat 'n plat oppervlak het, wat nie loop die raak pakplek. En ja, natuurlijk die seat wat in is. So ja, dis al die pakplek goed wat moet afgepak word eventueel. En dan kan hy uitgaan. Focus. Focus. Dis dan die jack. Nee, dit is die nadeel van die goed. O ja, en die tank gaan ek hier insit. Dis die beste maklikste plek waar ek die tank kan inkry op die oomblik. Die ander tank wat ek hier wil insit, dit gaan nie so lekker werk nie. Kom ons sal kyk. Ek die tank so gemodify om te pas hier. Wat ek nie die ander wil in swys. Is dit petrol tank? Kan dalk 'n issue afgee. En dan ja, dit sy pick-up ook het hom ook gedraai dat hy onder in die tank, die nuwe onderkant van die tank optel. So ek sê, dit raak min daar, dan kan hy loop en kan hy uitgaan.